Vanaand in die nuus. Julius Malema verdedig weer die Kill the Boer, Kill the Farmer lied. En die tuinroete word 'n suksesvolle produksiegebied vir avokados. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Die EFF-leier Julius Malema het weer die Kill the Boer liedjie verdedig nadat die Amerikaanse president Donald Trump sy inhegtenisneming daaroor geëis het. Hy het ook die gebeure tydens die vergadering van president Cyril Ramaphosa en sy Amerikaanse amptgenoot Donald Trump in die Withuis as skandalig bestempel. Volgens Malema het Ramaphosa gefaal om sy land te verdedig. Malema het 'n tussenverkiesingsveldtog van sy party op koppies in die Vrystaat bygewoon. Trump het tydens sy ontmoeting met Ramaphosa video's van Malema wat Kill the Boer gesing het gespeel om te probeer bewys dat wit Suid-Afrikaners uitgemoor word. Alhoewel die sogenaamde struggle lied wêreldwyd opslaa maak, het die konstitusionele hof vroeër beslis dat dit nie haatspraak bevat nie. I will never be intimidated by America. I will never be intimidated by Donald Trump. They were speaking about me in that meeting at White House. If they were not gossiping about me, they should have called me into that meeting. I would have answered everything that Donald Trump wanted from us. Malema het ook gereageer op Trump se beroep op Ramaphosa om hom in hegtenis te neem. Donald Trump says to him, "Hey Ramaphosa, why are you not arresting this Julius Malema? Why is this Julius Malema not in jail?" He can't respond with a simple fact that this song, Kill the Boer, Kill the Farmer, was approved by the Constitutional Court. We are a constitutional democracy. We must defend the decisions of the court. Talle politieke partye, insluitend die EFF, het skerp gereageer op die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, se voorgestelde beleidsaanpassings van 'n minder as 30% swart eienaarskap van telekommunikasiemaatskappye. Die voorstelle sal dit vir die miljardêr sakeman Elon Musk moontlik maak om sy Starlink maatskappy in die land te bedryf. Elon Musk's business cannot come to South Africa if it's not compliant with 30% PEE. What he did, Ramaphosa, after they asked him that, the following day, they issue out that they want to relax the PEE deals so that this Starlink can come into South Africa. Sê oud-president Thabo Mbeki, sy siening het nie verander oor die Kill the Boer, Kill the Farmer lied nie. Mbeki het die liedjie destyds by die Waarheids- en Versoeningskommissie verdedig toe hy voorlegging gemaak het. Hy het bygevoeg dat hy nie verstaan hoe Trump die video's en dokumente oor Suid-Afrika kan glo om te probeer bewys dat 'n volksmoord gepleeg word nie. The ANC policy was forever against the killing of civilians. You can't kill the poor, kill the farmer. There's no MK soldier who's going to go and kill a farmer. A poor, kill a farmer. No. It's a chant to motivate people. It was never taken literally. We should not give up making sure that South Africa's positions are properly represented, that where there is a misconception by the United States government, President Trump and so on, about what South Africa is and what South Africa is doing, we correct that. To battle for a particular relationship with the people of the United States. Die adjunkminister van Sport, Kuns en Kultuur, Pies Mabe, het hulde gebring aan visionêre leiers wat betrokke is by die organisasie van Afrika Eenheid. Mabe het tydens Afrika Dag vieringe by Vryheidspark in Pretoria gesê, die dag is 'n geleentheid vir die vasteland om te reflekteer oor sy visie van sy voorgangers. Vanjaar se tema is bou die Afrika wat ons wil hê deur solidariteit, gelykheid en volhoubaarheid.
Daar is 'n behoefte aan sterk politieke leierskap om 'n voorspoedige Afrika te bou wat ekonomiese geleenthede vir sy burgers, veral vir die jeug en kwesbare groepe verskaf. Brazil recognizes the importance of Africa's voice and participation in the governance of world affairs and supports their further expansion, encompassing the international financial institutions and the United Nations Security Council. Afrika Dag is ook by Nelson Mandela se geboorteplek, Mwezu, in die Oos-Kaap gevier. Sprekers het die jeug aangemoedig om aktief betrokke te raak by die bewaring van hul erfenis, aangesien hulle die toekomstige toesighouers is. Avokado-verbouing skiet toenemend wortel in die tuinroete streek van die Wes-Kaap. Die gebied se unieke klimaat laat produsente toe om later in die seisoen te oes, verskoning. Dit is van September tot Februarie nadat die laafveld oestyd verby is. Die tuinroete is die nuutste streek vir avokado-produksie in Suid-Afrika. Die verbouing daarvan het uitgebrei van 135 hektaar in 2017 tot 1400 hektaar vandag. Verlede jaar het die streek 3000 ton geoes en die syfer sal na verwagting volgende seisoen tot meer as 6000 ton styg. So in die Suid-Kaap, ons is 'n laatseisoen, wat beteken die tanienwêreld noorde van ons land gee hoofsaaklik vrugte vanaf Maart maand tot September, is hulle laatvrugte, en dit is wanneer ons vrugte in die mark begin inkom, begin September, middel September, en ons kan tot so laat soos Februarie vrugte lewer. So dit help vir ons land, wat beteken ons het 'n bietjie meer vrugte dwars deur die jaar. Weens sy lange rakleeftyd is die Hass-variëteit die voorkeur avokado vir verbouing hier. Een van Agri Wes-Kaap se jongboer van die jaar finaliste maak reeds 'n merk in die bedryf in George. Ek is redelik onlangs in Ebbe-boerdery in, omtrent nou so 'n jaar en 'n paar maande. Kom met die Bloubesie bedryf uit. Besluit om 'n beskuif te maak, 'n bietjie iets anders te in Ebbe, soos op die oomblik die ding wat hier in George nou 'n bietjie begin vlam vang. So ons het die skuifie gemaak. Die meeste van die avokados word uitgevoer, veral na Europa. Onlangs het die mark 'n mylpaal bereik met sy eerste verskeping van 21 ton avokados na Shanghai, China. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. Net hierna het ons vir jou sportnuus. En dis dan al van die Afrikaanse span vir vanaand. Ons is môre aand om 8:30 terug op S3. 'n lieflike aand verder. Totsiens.